Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou tyd te spandeer hierdie week terwyl ons praat oor die tema dien ander. Hoe kan ek en jy die mense om ons lekker saam dien? En natuurlik, wat is Christus se verwagting en hoe lyk so 'n lewe van diensbaarheid nie net teenoor God nie, maar ook teenoor sy mense? En ons is vandag bietjie daar in Romeine 12 vers 10 en ek lees saam met dit sê: As broers en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Wees entoesiasties. Wees werklik diensbaar vir die Here. Wow, Paulus kom sê 'n paar dinge hierso. Hy sê eerstens, hy sê in God se huisgesin. Paulus sê ek en jy moet ingeskakel wees by 'n groep gelowiges, daar waar ons mense kan lief hê en kan dien. En ek hoor deesdae dikwels mense sê ek het nie nodig om in 'n kerk te wees om die Here te dien nie. Ek stem 100% saam. Jy het ook nie petrol nodig in jou kar nie, maar dit help as jy iewers wil kom. Dit help as jy eindbestemming wil bereik. Ek kan ook vir jou sê jy moenie petrol opgaan nie, dis fyn. En wat ek beleef by hierdie mense se lewens is daar is min petrol. Ek kom agter dat hulle is nie besig om God te dien, mense te dien op 'n bonatuurlike manier, om regtig uit te reik na hom, om hande te vat met mense nie. En dit stel my en jou in staat, wanneer ons ingeskakel is in 'n geestelike familie, om uit te reik, om regtig mense lief te hê. Dit is moeilik om iemand by te staan oor die foon, ek weet nie van jou nie, maar dit is selfs vir my moeilik om iemand te beraad oor die foon. Ek wil iemand sien, ek wil met hulle tyd spandeer, ek wil 'n hand op iemand se skouer sit en saam met hulle kan bid. En ek glo dit is wat die Here vir elkeen van ons wil hê. As ons aan Handelinge 1 gaan kyk en daar waar die Heilige Gees uitgestort was, dan beleef ons dat mense opnuut 'n behoefte het om saam die lewe te doen, om saam te kom in. Ek wil vandag aanmoedig, dalk kyk jy hierdie nie van Middelburg af nie, dalk van elders af. As jy nie ingeskakel is by 'n geestelike familie nie, raak betrokke by 'n kerk, reik uit na mense toe. Sê baie, ek soek 'n plek waar ek mense kan lief hê. En so, as jy in Middelburg is, asseblief gee vir ons jou besonderhede. Ons sal jou met liefde inskakel by 'n klein groep en jy sal deel wees van 'n geestelike familie wat jy kan lief hê, maar ek beloof jou wat jou gaan lief hê, wat jou op die hande gaan dra, wat jou gaan bystaan. So maak seker jy skakel in. Dis die een gedeelte. Hy sê, en dan moet ons entoesiasties wees. Hy sê, hoor jy, moenie, as mense jou vra vir hulp, sê, ja, okay. Of as jou foon lei, sê, ja, hallo. Maar wees entoesiasties. Wees opgewonde om mense te help, om daai gaping te vul, om te sê, hoor jy, ek staan op, ek staan in, ek is by jou, ek wil jou kom dien. Mag ek en jy deel wees van 'n familie, mag ons entoesiasties wees, mag ons mense met respek hanteer, soos Paulus ons leer. En hy kom sê vir ons, neem jy die eerste stap. Baie keer het ons hierdie idee, ons sal mense groet wanneer hulle ons eerste groet. En ek wil vir sê, dis nie Christus se hart vir ons. Ons moet die minste wees. So al is mense nie liefdevol teenoor ons, kom ons dien hulle, kom ons gaan hê hulle lief. Kom ons verheerlik die Here sodoende. En skakel in. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om deel te kan wees van U liggaam. Here, dankie dat U die kerk gestig het. Here, U het die kerk opgerig. En Here, ek bid dat U ons sal inrig ook. Ek bid dat U ons sal by mekaar bind. En Here, dankie vir U Gees wat ons heg by mekaar bind. Dankie Here dat ons kan leef en lewe saam kan doen. Here, ons getuig vandag dat U het ons nie gemaak om alleen te leef en op ons eie nie, Here. En mag hierdie woord vandag iemand aanraak wat dalk afgesonder is, dalk iemand wat sê maar hulle het seer gekry in kerk. Here, mag U kom en die genesing bring, soos dit U vir almal van ons doen. Here, mag U herstel bring. Here, en mag U mense in geestelike families in plaas. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Jy moet 'n fantastiese Dinsdag hê. Tot môre. Totsiens.